Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Sal die wêreld nie beter af wees as ons wat Christene is, ander kulture respekteer, eerder as om Christendom aan hulle te verkondig en sodoende hulle kultuur mee weg te doen nie. Daar is 'n vraag, daar is 'n opinie wat ek glo die wêreld daar buite hou. In ons land, selfs hier in Pretoria, Christendom word gesien as 'n geloof wat plaaslike diversiteit mee wegdoen en vervang met sy eie. Maar is Christendom 'n spesifieke kultuur? Sien Christendom een kultuur hoër as 'n ander? Want dis 'n belangrike vraag hierdie, een wat mense weghou van Christendom. Dalk sit jy hier vanaand en dis 'n vraag wat jy het wat jou huiwerig maak oor Christendom. Die kerk in geskiedenis het op tye baie duidelike lyne getrek tussen kultuurgroepe. Dink aan ons eie land hier so in Suid-Afrika, gedurende apartheid, waar wit en swart nie dieselfde hanteer was nie. Spesifiek nie dieselfde hanteer was in die kerk nie. So ons vraag vanaand, is Christendom en diversiteit op 'n kulturele en 'n etniese vlak, is dit nie dalk teenstrydig nie? Kan die twee hand in hand gaan? Does Christianity hinder diversity? Vanaand kom ons kyk na daai vraag. En ek wil graag hê ons moet dit daarna kyk onder 3 hoofpunte. 1. Wat sê God se woord hieroor? Wat sê die Bybel oor Christendom en diversiteit? 2. Hoe lyk die geskiedenis van Christendom soos wat dit kom by diversiteit? En dan die laaste vraag, wat beteken dit vir my en jou hier in Ligpunt? Kom ons kop af. Wat sê die Bybel hieroor? En ek wil hê ons moet hier begin, juis hier, want ons glo dat God se woord, die Bybel, ons ultimate autoriteit is. Dit is God se woorde wat hy vir ons gegee het. Ons kan nie op 'n ander plek begin as dit nie. Kom ons vra hierdie vraag van die Bybel af en kyk wat se antwoord ons terugkry. En ons gaan begin reg by die begin. Die boek 1 Genesis. Genesis 1 vers 26. Kom ek lees dit vir ons. Then God said, "Let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God he created them. Male and female he created them. And God blessed them. And God said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea and over the birds and over the heavens and over every living thing that moves on the earth." Hierdie is hoe die storie begin het. Genesis. Ons sien hier baie duidelik dat God mens geskape het in sy beeld. En die gevolg daarvan is dat elke persoon in God se image geskep is. Elke persoon het waarde gegee die feit dat hy God se beeld reflekteer. Genesis gee geen hoër amp aan een kultuur oor 'n ander een. En in dieselfde asem moet ons ook weet dat die Bybel baie duidelik is dat ons almal as 'n mensdom sondig is. En as gevolg van ons sonde is daar nie een enkele persoon wat nie onder God se oordeel staan nie. Daar's niemand vrygespreek as gevolg van 'n spesifieke kultuurgroep waaraan hulle behoort nie. Die sondeval in Genesis 3 sien ons soos wat God
soos wat die mens teen God gedraai het en sê, hoorie God, ons wil nie onder jou heerskappy lewe nie. So draai hulle ook teen mekaar. Adam sê, hoorie, nee, dis Eva se skuld, en Eva sê, nee, dis die slang se skuld. Soos wat die mens teen God draai hulle ook teen mekaar. Geskiedenis is vol van voorbeelde waar dit gebeur, waar sekere mense saamkom om teen ander mense te veg. Ons teen hulle, ek teen hom. Uiteindelik glo ek dat die bron van daai konflik is gebore in ons harte van selfgesentreerdheid. Ek wil omkyk na number 1. Soos wat ons optree. In 'n keuse tussen ek of hom, kies ek gewoonlik myself. Dit is selfsugtig, julle. En ek dink dit kom al die pad van Genesis af, waar Adam en Eva eerder wou kies om onafhanklik van God te wees, eerder as om onder sy heer te lewe. Daarom sê die Nuwe Testament vir ons in Romeine 3, there is no distinction. All have sinned and fall short of the glory of God. Die hele mensdom is onder God se straf. Want almal is sondig en niemand, nie een kultuurgroep is vrygespreek van daai sonde net van nature af nie. Maar julle, die ongelooflike nuus is dat God in sy genade kom na die mens toe en hy sê, ek het 'n reddingsplan vir julle beskikbaar. Hierdie reddingsplan is alweer eens van Genesis af in werking. En van Genesis af is dit in werking vir alle mense. Luister hierso Genesis 12 vers 1 tot 4. God kom na Abraham toe en hy ontmoet hom, hy maak 'n verbond met hom en hy sê, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. In you, all the families of the earth will be blessed. Julle, die storie van die Bybel is dat God op 'n spesiale manier in die Ou Testament werk met Israel, maar van die begin af was dit reeds met elke liewe nasie op oog. God werk spesiaal met Israel sodat die nasies kan sien wie se God, wie Israel se God is, sodat hulle Israel kan sien en sien ons wil daai God volg. Hierdie is die werklike God. En dis waar reg deur die Ou Testament. En ek dink hierdie is iets wat daai stem daar buite aanspreek wat dalk claim dat oor die Bybel is 'n rassistiese dokument, at least die Ou Testament wat een kultuur baie hoër ag as al die ander. Ek dink daai stem mis die punt dat van die begin af en oor die nasies na God toe kom. Hulle mis die punt dat dit is God se begeerte. Dit is alles God se. En hierdie waarheid julle kulmineer, dit kom tot 'n hoogtepunt, soos wat Jesus, God, in lewende lywe op die storie van wêreldgeskiedenis inbreek. Jesus bring hierdie reddingsplan van God en hy sê, julle, ek het goeie nuus, daar is redding vir julle beskikbaar van julle sonde af. Die koninkryk van God is hierso. Kom draai na my toe. Kom word deel van my koninkryk. Julle ken die bekende woorde van Johannes 3 vers 16. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. Redding het gekom vir die wêreld deur Jesus, almal ingesluit. Almal kan na hom toe kom vir redding. En Jesus het ook gepractice wat hy preach. Soos wat ons sien hoe hy met mense omgegaan het wat van 'n ander kultuur af was van hy. Onthou, Jesus was 'n Jood gewees.
En baie keer in die evangelies is dit nie Jode wat na Jesus toe kom en eers te snap wie hy is. Hulle sit hulle geloof in Jesus en hulle kom na hom toe, hulle vertrou op hom. Dit laat my dink aan die storie van Jesus en die Romeinse soldaat. 'n Romeinse soldaat kom na Jesus toe en hy sê, Jesus, asseblief maak my diensknegt gesond. Ek weet jy kan. Die Romeinse ryk was op daardie stadium 'n baie oppressive struktuur bo wat die Jode geoppres het. Maar luister hoe Jesus hierdie man antwoord. Matteus 8. When Jesus heard this, die man wat sê, Here, maak my diensknegt gesond. Hy sê, he was amazed and he said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from east and the west and will take their place at the feast with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. God, Jesus word dan op die einde doodgemaak. Hy word doodgemaak deur die wêreld, maar sodoende koop hy ons reddingsplan. Hy verlos ons. Hy maak ons vry deur sy eie bloed en hy staan op uit die dood uit. En dan sê hy vir sy disippels, alle autoriteit in hemel en aarde is my gegee en daarom julle gaan maak disippels van elke liewe nasie. Doop hulle in my naam. Jesus gee baie om oor diversiteit. Hy het sy lewe gegee vir almal. En so, hy nooi almal om redding te vind in hom. Ek dink hierdie is 'n behulpsame quote van Rebecca McLaughlin. Jesus was a brown-skinned Jewish man from the Middle East who commanded his followers to love those who are different from them and to make disciples of all nations. So dit is wat die Bybel sê oor diversiteit tot en met Jesus wat sy disippels uitstuur. So kom ons vra nou die vraag is, hoe speel dit dan uit in geskiedenis? Die tweede punt waarna ons gaan kyk is juist dit. En eerstens wil ek hê ons moet kyk na hoe die eerste kerk, die vroeë kerk, werklik hierdie belofte of hierdie bevel ernstig opgeneem het. Ons kyk hier by aandiens na die boek van Handelinge. Dis 'n groot reeks wat ons al 'n jaar mee besig is. Die boek van Handelinge gaan oor die ontstaan van die vroeë kerk. Hierdie is Handelinge 2 vers 5 tot 11. Soos wat die Heilige Gees uitgestort word en die apostels die goeie nuus verkondig hulle dit to every nation under heaven. En dit het mense ingesluit van hedendaagse Iran en Irak en Turkye en Egipte en Libië. 3000 mense in Handelinge 2 het tot bekering gekom. En Lukas in Handelinge gaan verder en hy vertel oor hoe het lewe gelyk tussen al daai 3000 mense. Ons het daarna gekyk so 2 weke terug by die van een hart aand. These first Christians devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. They were selling their possessions and sharing their money with anyone who had need. They were worshiping together and eating together in each other's homes. Hierdie was nie net kerk op 'n Sondag nie. Hierdie mense het regtig lewe saam gedoen. Hierdie klompie diverse mense in Handelinge had all things in common. Hierdie is Handelinge 2 vers 9 tot 12. Parthians and Medes, Elamites and residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya belonging to Cyrene, and those from
and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we all heard them telling in our own tongues about the mighty works of God. Op daardie dag in Handelinge het die hele wêreld Jesus begin loof en prys. Christendom was van die begin af multikultureel. En in daai vroeë dae was die vroeë kerk baie vervolg. Die Romeinse ryk was baie hostile gewees teenoor Christendom en gesien as 'n politieke threat. Duisende mense is in daai tyd doodgemaak. Maar toe gebeur daar 'n ding wat niemand verwag het nie. In 312 AD het die hele Romeinse ryk verander van waar hulle Christene vervolg na hulle wat Christendom die offisiële geloof maak van die Romeinse ryk onder Emperor Constantine. En so het die hele politieke landskap verander en die Christendom was nie meer vervolg nie. Maar die Romeinse ryk het egter die lyne geblur tussen wat Christendom is en wat die Romeinse ryk met al sy politieke mag is. Hulle het geglo dat daar is nie actually 'n distinction nie. Dit wat ons as Rome doen ons in die naam van Christus en alles wat Christendom doen in die naam van Rome. En dit is 'n vreeslike gevaarlike plek om in te neem. Want Christendom is nie hier op aarde om 'n aardse koninkryk te bou, ons eie aardse koninkryk te bou nie, maar eerder om te wag op God, soos wat Jesus weer terugkom. Soos wat hy die troon en die kroon opneem. Ek dink hierdie is een van die sondes van die kerk gewees in daai vroeë dae en dit gebeur tot vandag nog. Baie westerse kerke het die evangelie verkondig saam met die westerse kultuur. Dit is goed dat die westerse kerk mense uitgestuur het om die evangelie te verkondig. Dit is dis 'n belofte van Jesus wat hulle nagekom het. Maar soos wat hulle dit gedoen het, was hulle nie sensitief gewees teenoor ander mense se kulture nie. Een voorbeeld, op die front van kleredrag. Christendom het nie enige voorskriftelike reëls oor hoe ons hoort aan te trek op 'n Sondag nie. Maar tog was baie mense in Afrika geleer om soos Europeërs aan te trek, in 'n 3-piece suit, soos wat hulle Sondag kerk toe gegaan het. Maar dit was glad nie nodig gewees nie. Dit was nie nodig vir hulle gewees om hulle eie kleredrag prys te gee in die naam van Christendom nie. Dis net 'n eenvoudige voorbeeld vir baie mense en soos wat hulle Westerlande hoor vertel het van Jesus Christus, was hulle ook geleer om hulle eie kultuur te renounce, totaal en al as sondig. En soos wat baie mense Jesus ontvang het hulle ook die westerse Christendom ontvang. En so ek dink dit is hoekom die vraag waarna ons vanaand kyk ontstaan het. Vir baie mense is die idee dat Christendom is 'n wit westerse geloof as gevolg van dit. En dit is die ding wat hulle op 'n etiese vlak weghou van Christendom, want daar was mense wat geen probleem gehad het om slyfdrywers te wees en ook ten volle vas te hou aan Jesus Christus, te sê hulle is Christene nie. En dan daai goed glad nie geclash het vir hulle nie. Natuurlik maak dit sin dat mense dan so teenoor Christendom reageer. Maar julle Christendom behoort diversiteit te celebrate. En daar waar die kerk in geskiedenis verkeerd gemaak het, hoort ons te treur. Ons hoort hartseer te wees saam met die mense wat dit primêrlik geaffekteer het. Hulle is ons broers en susters.
Julle maar tog, ten spyte van ons gebroke sondige mense, het die goeie nuus van Jesus steeds baie mense reg oor die wêreld bereik. Ek wil vir ons net 'n paar statistiek gee. Huidige Christendom-statistiek is as volg. In die 1900s is dit die bo, dankie. In die 1900s was 82%, ek sal oorskakel Engels toe, of Christians were living in the global north, dink aan Amerika en Europa. 18% were living in the global south, dink aan Suid-Afrika, dink aan Afrika en Suid-Amerika. In 2020, 33% of Christians are from the global north, and 67% of Christians are from the global south. Die meerderheid van Christene vandag is nie westers nie. By 2050, it is expected that 77% of all Christians will live in the global south. Dis wonderlik, dis vir ons is, julle. Ons is die syde. Dis 'n wonderlike plek om te wees. So, my derde vraag. Wat hoort ons te maak met al hierdie? Hoe is dit van toepassing op ons, hier by Ligpunt, by ons werk en in ons kerk? Want as ek nie hierdie vraag vra nie, is hierdie net bietjie van 'n lecture. Hierdie is wat ek wil hê ons moet sien. Kom ons streef eenheid en diversiteit na. Nie omdat dit 'n politieke agenda is nie, maar omdat Jesus sy bloed gegee het vir sy diverse kerk. Kom ons agtervolg Jesus in dit. Ek het groot geword in 'n Afrikaanse familie. Ek het groot geword in 'n Afrikaanse skool en in 'n Afrikaanse kerk. Ek dink dit is die storie van baie van ons hierso ook. Gevolglik het ek nie vreeslik baie blootstelling gekry aan ander kulture nie. En ek praat nie van pop culture wat deur my TV gekom het nie. Ek praat van Suid-Afrika se diverse kulture, van Zulus en van Indiërs en van kleerlinge, nog baie meer. Weet julle dat ons land 11 verskillende offisiële tale het? Is dit nie awesome nie? Ons is een van die mees diverse lande in die wêreld. En toe ek college toe gaan, julle, toe word my klein wêreldjie nogals gestretch, want toe was daar nie net Suid-Afrikaners wat nie soos ek lyk nie, maar daar was ook mense van 21 ander lande afgewees. Mense van Suid-Sudan, Kenia, Suid-Koreaners, mense van Engeland. Dit het regtig gevoel soos 'n smaakie van hemel op aarde, soos ons almal bymekaar gekom het. Daar was 'n Oostenrykse vrou wat met 'n Peruvian man getrou het. Dit was wonderlik. Die Christene reg oor die wêreld het bymekaar gekom en dit het nie daar gestop nie. Ons almal was daar om meer te leer oor wie Jesus is. Ons kon saam ons passie deel vir Jesus en ons kon saam oor sy liefde praat. Selfs al het ons in gebroke Engels met mekaar gepraat. Dit was 'n wonderlike ding, julle. Diversiteit is ongelooflik. Maar dit is ook challenging. Daar's ook moeilike dinge wat gepaard gaan daarmee. Daar's tye wat ons nie mekaar lekker verstaan het nie. Daar's tye wat ons vasgesit het. En ons moes daar en moet aanhou leer hoe om in ons diversiteit eenheid na te jaag. Een voorbeeld daarvan, ons het 'n vriendin gehad, haar naam is Lucy. Sy's van Kenia af. En sy was stil gewees. Toe ons haar nog leer ken het, ek het gedink sy was baie kwaai. Maar turns out, die manier waarop ek dink die mense, my kultuur, mense leer ken, is gewoonlik deur om verskillende vrae vir hulle te vra, oor hulle self. Waarvandaan af kom jy? Waar's jou broers? Waar's jou susters? Wat gaan jy doen oor 2 jaar? Daai is vrae wat ek gewoonlik vra. Maar 'n paar maande nadat ons daar in die college was saam met Lucy, het sy sê, hoorie, sy verstaan nie hoekom mense so baie vrae vir haar hier vra nie. Dit voel vir haar, sy voel baie geïntimideerd, asof mense haar probeer interrogate.
En sy sê, hoorie, in haar kultuur, is dit nie hoe jy geselskap aanknoop met mense wat jy nog nie baie goed ken nie. Hulle doen dit anders daar. Die Bybel leer vir ons dat ons 'n klomp diverse mense is wat bymekaar is, wat nie dieselfde lyk of doen of dink of praat nie. Maar tog is ons een liggaam in Christus. Kyk asseblief saam met my na Efesiërs 3 vers 6. The Gentiles are fellow heirs with the Jews, members of the same body, partakers of the same promise in Christ Jesus through the gospel. En om dit net vir ons weer duidelik te noem, ons almal is Gentiles. En so ek wil net 'n paar application punte uittrek uit hierdie gedeelte. Eerste, ons behoort diversiteit na te jaag. En soos wat ons vanaand praat oor diversiteit, is daar dalk plekke in jou hart wat aangespreek word. Die idee dat Christendom teen diversiteit gekant dis irreconcilable met wat ons vanaand sien in God se woord, wat ons sien in geskiedenis van die kerk, wat ons sien heidaglik aan die gang is en wat ons sien die statistieke gaan wees. Christendom is divers. Nog 'n quote van Rebecca McLaughlin. Christianity is the most ethnically, culturally, socio-economically and racially diverse belief system in all of history. En so as jy dalk hier so sit en die gedagte dat Christendom divers is, sit ongemaklik met jou, of jy die gedagte dat ons broers en susters van ander mense van ander velkleure is in Christus. As dit ongemaklik sit by jou, kan ek jou aanspoor, sien wat die Bybel raak sien. Sien wat die Bybel vir ons leer oor Christendom. Sien hoe dit jou hart hoort aan te spreek. Ek wil jou aanmoedig om aangespreek te word deur dit. En na Jesus toe te draai in vergifnis vir hom te vra. Daar is verseker vergifnis beskikbaar vir jou in Jesus, want hy het sy eie bloed gegee vir hierdie diverse gemeenskap, vir hierdie diverse liggaam, en hy wil graag jou deel hê van daai liggaam. Ons word geroep om mense lief te hê wat anders soos ons lyk, anders soos ons dink, anders as ons doen. Christendom daag ons uit om vir mense lief te wees wat anders is as van ons, om hulle soos ons naaste lief te hê. Onthou, daar het iemand na Jesus toe gekom en gevra, hoor Jesus, maar jy sê ek moet my liefde my naaste lief hê, maar wie is my naaste? En Jesus antwoord hom in daai bekende parable van die barmhartige Samaritaan. Samaritane was mense wat die Jode nie gelike het nie, hulle het glad nie oor die weg gekom met mekaar nie. En Jesus sê vir hulle, daai is jou naaste. Hê hulle lief. 'n Gevaar wat ek vir ons wil uitwys, vir ons wat dalk nie in 'n vreeslike diverse konteks beweeg nie, op 'n week tot week, is dat afstand van diversiteit dalk kan probleme in jou hart wegsteek. Waar as jy naby gestaan het aan diversiteit, daai dinge ontbloot sou raak. Afstand van diversiteit beteken dalk dat daar probleme in jou hart wegkruip. Net soos iemand wat onfiks is, soos ek, kan sê, hoorie, ek het geen probleem met fiksheid, ek het geen probleem met hardloop nie. Maar my longe brand nie soos wat ek actually hardloop nie. Dink ek ons kan dieselfde doen met diversiteit as ons ver weg staan van dit. Ons hart gaan nie gechallenge word deur dinge wat ons glo, dinge wat ons oortuig is van nie. En so ek wil ons uitnooi, kom ons ondersoek ons harte. Maar hoor mooi asseblief, ek wil nie vanaand
enigiemand laat skuldig voel nie. Ek wil nie enige gewig op jou skouers laat nie. As daar 'n plek is waar God se woord jou hart aanspreek, wil ek jou uitnooi om aktief te reageer. Gaan na Jesus toe en sê, vergewe my vir hierdie. Asseblief moet ook nie hoor dat ons almal Ligpunt moet verlaat nie. Want Ligpunt is oor die algemeen Afrikaans en ons is wit. Right? Beteken dit ons moet weggaan? Moet asseblief my nie hoor dit sê nie. Dit is waar dat Ligpunt op 'n etniese en 'n kulturele vlak nie baie divers is nie. Meeste van ons is wit Afrikaners. En julle, dit is goed om ons eie mense ook lief te hê. God het ons ook hier en nou in hierdie kultuurgroep met hierdie velkleur gegee vir mekaar. Ons is so gebore. Dit is ook 'n goeie ding, is ek oortuig uit God se woord uit, dat die goeie nuus van Jesus na elke nasie in elke taal verkondig hoort te word. En dit sluit in om dit in Afrikaans te verkondig vir Afrikaners. Maar dit beteken nie ons hoort nie steeds diversiteit na te jag nie, julle. Dit beteken nie ons hoort nie fellowship te hê met mense wat anders as ons lyk of dink nie. Ons glo, ek glo ons word steeds geroep om eenheid en diversiteit na te jaag. Want God se liggaam is divers en hy het Pretoria baie divers gemaak. So daar waar ons lewe doen, hoort ons ook Jesus se diverse liggaam te weerspieël. Wat is maniere wat ek en jy dit kan doen? Kom ons dink daaroor, kom ons praat daaroor. En weer eens aan die hand van Efesiërs 3 beteken dit ons moet eenheid najaag. Dit beteken om lewe saam met mekaar te doen. Ons moet met die mede-Christene van ons stad mekaar lief hê. Om saam te kuier, om saam te lag, om saam rondom die braai grappies te maak. Maar dit beteken ook om saam te huil, saam te treur, saam 'n pad met iemand te stap. So julle, ek wil afsluit. Hoekom is die vraag? Wat is die punt van al hierdie? Wat is die eindeinde van al hierdie? Dit is om God en Jesus Christus alle eer en alle glorie te bring. Christendom was multikultureel van die begin af en dit is vandag nog so. Dit is die mees diverse, far-reaching geloof ter wêreld. Christendom hou diversiteit en eenheid hoog op as iets goeds, waarom op trots te wees. En die storie het 'n ongelooflike uiteinde. En dis wat Dupies vir ons gelees het aan die begin. Revelation 7 verse 9. Kan ek dit vir ons lees? After this I looked, and behold a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." Hierdie is die eindpunt, ons eindbestemming, om eer en glorie aan God te bring, deur sy seun Jesus Christus, sy awesome reddingplan. En saam met 'n ontelbare groep mense van elke nasie, van elke taal, stam, gaan ons tot in ewigheid Jesus se naam groot maak. Kan jy die goedheid in daai design raak sien nou al? Is dit nie iets wat jy wil najaag nie? Kom jaag dit na in jou vriendskappe. Doen dit by die kerk, by die werk en hier in ons stad van Pretoria. Kom ek bid vir ons. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons u woord het. U woord wat so duidelik is dat u skepping liefhet, dat u omgee oor
U mense. Here, dankie dat U so 'n diverse liggaam geskep het. Dat daar mense van elke nasie is wat U in verskillende tale loof en prys, Here. Ek bid dat U in ons harte sal werk, dat ons werklik sal groei in dit, dat ons sal diversiteit najaag soos wat ons eenheid najaag met mense wat anders lyk as ons. Here, dankie vir hierdie ongelooflike uitsien wat ons kan hê. Soos wat U terugkom, soos wat ons almal saam as een liggaam U gaan loof en prys. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.